Goeiedag. Ek is besig om kos te maak hierso. In die wintertyd hou mense ons nog 'n bietjie van kos maak, veral as dit lekker koud is buite. Terwyl ek nou hier besig is, ruik ek al hierdie lekker geure. En so speel geure 'n baie groot rol in ons lewens. Terwyl jy kos maak, die lekker rooi wyn wat jy ruik, die lekker geure van die kruie wat jy gebruik, die kos, lok mense om te kom kyk wat skei hierdie lekker geure af. En soos al baie mense wat in die huis is, dadelik nader kom en kom kyk of kom ruik aan die pot wat op die oond staan. So speel geure 'n groot rol in ons lewens. Dink nou maar net byvoorbeeld, as jou meisie parfuum aan het. As sekere ouens daardie parfuum ruik, glinster hulle oë. So kan enige man nie die reuk van 'n nuwe kar weerstaan. Reuke speel 'n groot rol in ons lewens. Aangename geure trek mense nader en slegte geure jaag mense weg. Daar's 'n gedeelte in die Bybel in 2 Korintiërs 2 waar Paulus praat oor geure. Hy sê, julle laat die kennis van Christus soos 'n aangename geur versprei. Wat bedoel hy hiermee? Ons moet die kennis van Christus laat versprei soos 'n aangename geur. Maar nou is die volgende vraag. Hoe ruik jy? Simbolies gesproke. Watse geure versprei jy in die wêreld? Dink jy dis aangename geure wat mense sal nader trek? Of dink jy dis slegte geure wat mense sal wegjaag? Dink maar net aan jou eie lewe. Dink net watse geure versprei jy in jou lewe. Dink net aan hoe jy optree teenoor ander mense. Watse geure sien en ruik hulle. Ons is geneig om ons slegte geure wat ons het in ons lewens, dit wat ons verkeerd doen, toe te smeer of toe te spuit met 'n aangename geur soos reukwater. Ons gebruik hierdie reukwater om ons dade weg te steek. Ons sal mense help, maar baie keer met 'n verskuilde agenda. Ek sal iemand vergewe, maar ek vergeet nie. Onthou, hierdie kunsmatige reukwater wat ek en jy gebruik, gaan op 'n stadium klaar word. En dan gaan hierdie slegte geure deurskemer en mense gaan dit begin agterkom. Maar wat leer Christus ons? Want is tog by hom wat ons iets ervaar van hierdie aangename geur. Christus gaan in 'n wêreld in wat gebroken is, wat eintlik simbolies gesproke sleg ruik, wat nie iets ken of verstaan van sy tipe liefde nie. 'n Wêreld wat te doen het met onrein mense in daardie tyd. En hy gaan daarin en versprei die aangename geur van sy liefde. 'n Selfopofferende liefde. 'n Liefde wat mense vergewe. 'n Liefde wat uitreik na mense toe en mense aanraak. Hy het die reuk van die dood verander na die geur van die lewe. Nou sê Paulus, ek en jy moet die kennis van Christus versprei soos 'n aangename geur. Wat vra hy van elkeen van ons? Hy vra dat ons bereid moet wees om hierdie liefde wat ons by Christus ervaar, hierdie aangename geur wat ek en jy gekry het, dat ons dit ook aan ander mense se lewens sal laat deurskemer, sodat hulle dit kan ruik en dit hulle nader sal trek, sodat hulle ook hiervan deel wil hê. Maar hoe doen ons dit? Ek en jy versprei 'n aangename geur as ons bereid is om ons trots in ons sak te steek en na iemand toe te gaan en te erken dat jy verkeerd was. Ek en jy versprei hierdie aangename geur as ons bereid is om te vergewe teen alle logika in. Ons versprei hierdie geur as ons bereid is
om die minste te wees en mekaar in liefde te dien, barmhartigheid te bewys. Die vraag wat ek jou vandag wil vra is, hoe ruik jy? Watse geur versprei jy aan jou gesin, aan jou familie, aan die mense by die werk, aan die vreemdeling op straat? Hoe ruik jou dade, jou optrede, jou gedagtes? Onthou, ek en jy moet die kennis van Christus versprei soos 'n aangename geur. Mag jy hierdie geur deel met ander. Tot volgende week.